ons het nog 'n gesprek met ons vriend Johan Prinsloo. Die vriend Johan het 'n moeilike laaste klompie, kan ons dit amper sê, jare gehad, met 'n geweldige toets. En ek wil graag ook hê hy moet bietjie die agtergrond gee en dan ook sy getuienis, hoe die goed in plek geval het en hoe die Here hom ook deur dit gebring het. Ons kan dalk aan die einde ook 'n fotootjie of twee van daai uitslag en so wys. Johan, ek vra vir jou om jou storie te vertel, asseblief. Daar is hy, Chris, nog 'n geleentheid. En dit het 'n groot vraag by my laat ontstaan. Nou maar hoekom en waarom as kind van God? Maar om uit te vind, sy wee is nie ons wee nie. Ons wik maar God beskik. En ja, wat 'n wonderlike pad. Ek het so wat in 2021, hier met die COVID saam, het ek by my ou goeie vriend gekom, wat ook 'n buurman van my is, 'n onkoloog, en ek het hom gaan vra, jong, ek het so 'n bietjie probleme, fisies, en ek sou graag wil 'n oplossing wil hê, en ek het die ding toe met hom bespreek, en nog voordat ek veel kon bespreek, toe sê hy net, toe draai hy om, en hy stap van my al weg, en hy sê vir my, jong, ek sien jou by my spreekkamer. Ek sê vir hom, man, daar is nie so 'n ding nie, hy is weg. Hy het net vir my thumbs up gegooi en vir my gesê, ek sien jou by my spreekkamer. En soos ek dan na sy spreekkamer toe, en toe ek daar instap, ons ken mekaar, toe sê hy net vir my, Johan, jy weet dat jy kanker het. Nou, as wedergeborene, is dit nie 'n skok nie. Mens voel eintlik soort van, ja, die skrif is aan die muur, ewe skielik. En as die skrif dan aan die muur is, dan, wat staan daar? Huis toe gaan. Sjoe. En dit was om wat in my gemoed aan die gang was op daai oomblikke. Kan huis toe gaan. En hy sê vir my, jong, daar is nou 'n klompie goed wat moet gebeur. Die eerste is, ons moet PSA telling, bloed laat trek. Ons moet scan laat doen. Ons moet 'n biopsie doen. En so gaan hy aan. Ek sê vir hom, jong, is dit regtig nodig? Hy sê, ja, ons moet weet waar hy is. Ons moet weet hoe ver het die kanker gevorm, wat se kanker is dit, ensovoorts, ensovoorts. So is al hierdie toetse gedoen. Geweldige hoë PSA telling. Al die toetse was positief. Soveel so, dat ek kon sien op die scan en almal, dat eintlik my hele lyf was deurtrek van kanker. Hierdie dokter, onkoloog van my, sy naam is ook Johan, hy sê vir my, jy weet, ons kan eintlik vir jou niks doen nie. Dis heeltemal te ver. Wat ons kan doen is kan huis toe gaan en vir jou dit gemaklik maak. Ja, dit is nie God se wil nie, en dit was nie God se wil nie. En ek is by die huis, en ek besef, wat wil God hê? Wat is God se wil met hierdie hele situasie? Wat is sy doel met dit, as kind, om hierdie ding te belewe? Nou, kom uit WNR uit, ek kom uit die navorsingswêreld uit, baie navorsings in my lewe gedoen, in my lewe, dit gaan oor groot projekte ensovoorts. En ek besef net, ek kan dalk my eie medikasie aan mekaar sit, en ek het toe begin, en ek het dit toe gedoen. En Chris, ja, dit
Dit het my PSA telling met min of meer 100 afgebring in so 9 maande, 8-9 maande. Maar wat ook sy ups and downs gehad het, as ek die Engels kan gebruik daarvoor. En ek word deur ou Johan, die onkoloog, gevra om te kyk of ek nie by Steve Biko kan inkom, by kernmedikasie en by hulle onkologie afdeling, want hulle werk is daar baie goed. En baie van die werk word deur die universiteit gedoen, ensovoorts. Hy ken iemand daar, hy gaan probeer kyk. As gevolg van die PSA wat toe daar 'n bietjie afgekom het, het hulle toe ingewillig by onkologie om te kyk. So word ek toe by die hospitaal Steve Biko word ek toe as pasiënt by onkologie aanvaar. Komende daar, dokter, nee, hierdie is 'n jaar terug amper, hierdie scan wat ek gehad het, ek moet gaan vir 'n scan. So het ek toe ook by kernmedikasie uitgekom, nuclear medicine in Engels, en hulle het toe 'n scan geneem, en terwyl ek wag vir my afspraak by onkologie, bel kernmedikasie my en hulle sê, jong, hulle het 'n navorsingsgeleentheid wat hulle by my wil bekendstel en of ek aan so iets sou belangstel. Nou, ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan my hemelse Vader, en ek het dadelik vir hulle gesê, jong, ek kan nie vir julle sê nie, ek moet maar gaan stil word rondom hierdie saak, en so het ek stil geword. Hulle het my toe weer gebel en gesê, ek moet inkom vir 'n scan, hulle wil graag met my gesels, en terwyl ek onder die scan is, praat die hemelse Vader met my, en hy sê vir my, en hy verduidelik vir my, presies, wat target terapie is. Target terapie is dan die geleentheid wat ek sou kry, om die nuwe uitvindsels wat hulle nou in Suid-Afrika ook verder toets, vir die mediese fondse ensovoorts, om dit te kan ondergaan. En Abba sê vir my, dis reg, ek moet gaan daarvoor. Terwyl ek klaar is met die scan en ek kom daar by hulle om te vra of alles reg is, dus verduidelik hulle presies hoe werk hierdie. Hulle sê, hoe het ek geweet? Ek sê, my hemelse Vader het my gesê, dis reg. Dis hoe dit werk, en ek moet deur hierdie situasie gaan. Nou goed, ek het toe begin met hierdie terapie, target terapie kursus, dis 'n jaarkursus van 6 2-maandelikse kursusse waar hulle vir jou 'n inspuiting gee, en waar hulle dan vir jou geweldig baie scans en bloed en al hierdie toetse doen, terwyl jy dan onder hulle toesig is en behandeling is. Ek het die behandelinge het ek toe geneem, die eerste, die tweede, hier by die derde ene was dit rof, want dit gaan ook maar oor gamma bestraling, maar die gamma bestraling is nie noodwendig soos wat ons dit ken nie. Dit word met 'n tipe van 'n vloeistof gegee wat dan na die siek areas toe gaan. En hulle maak die gamma toe, en dan wanneer hy by die siek areas kom, dan gaan die baadjie wat hy aan het, wat hom mee toegemaak het, los, en dan bestraal hy eintlik net hierdie gedeeltes wat dan regtig kanker is, en waar hy dan op gaan vassit het. Ensovoorts. Bietjie oor die target terapie, daar gesê, het dit ook maar sy neeweffekte. En ek het toe begin om grafieke te trek van my hele mediese bestel, waar ek dan ook geweldig agtergekom het,
dat my speeksel is besig om weg te gaan, wat een van die neeweffekte is. My oë het begin droog word. Hier na die 4de behandeling het ek agtergekom, joh, maar my traankliere is ook, en ja, toe hou ek nou duim vas vir my slijmvliese, want volgens my is dit maar jou filters wat God jou gegee het om bakterieë en virus en sulke goed uit jou lyf uit te hou. En ek het dit met die dokter bespreek en gesê, hulle weet daarvan, dit is die neeweffekte daarvan. En so het ek maar deur hierdie goed gegaan en ek het van elke ding 'n grafiek getrek, soos wat ek behandeling gekry het, en dit slegter gegaan het en weer krag herwin het, en die energievlakke weer herstel het tot 'n redelike mate, nog nooit hoër as 70% hier aan die begin, tot so laag as die laaste wat ek gekry het. Dit was vroeg in hierdie jaar 2025, waar ek sukkel om energievlakke te herwin en om reg te kom. Maar as ons na die scans kyk wat geneem is, elke keer na so 'n behandeling, dan is ek eintlik in remissie. Daar is nie meer kanker sigbaar nie. My PSA, wat so hoog kan wees, is 7, wanneer dit regtig dan nou hoog is, wanneer aandag nodig is, het nooit bokant 0.7 gekom nie, 0.7 nie. En dit is ook sigbaar, soos ek sê op die scans, die laaste scan het hulle bietjie vergroot, en daar's niks kanker sigbaar. Ja. Hoekom dan ek? Hierdie vraag was gevra deur my soveel keer. En ek sou graag dit met julle wil deel. Ek sit na die 2de behandeling wat ek vir my hemelse Vader vra, hoekom het hy hierdie oor my lewe gebring? Hoekom ek? Ek kom by onkologie en dan sien ek jong mense wat kanker het. En ek sien wat dit behels. Ek is nou al redelik bejaard, oud geword. En hier kry ek kanker en ek kan dit verstaan. Maar hoekom kry ek kanker? En ek sit daar in die ontvangs, ons het 'n spesiale ontvangs vir hierdie targetterapie. En daar is so 'n paar boeke daar, en hoofsaaklik mediese boeke en op. En so het ek toe al as kind van die Here gevra, hoekom? Hoekom gebeur hierdie dinge? En hy openbaar aan my dit. En hy sê vir my, gehoorsaamheid. Is ek gehoorsaam aan sy wil, aan sy woord? En die woord kom by my op, die 10 gebooie, wat hy vir ons gegee het. Dis nie geskryf in die woord van God deur iemand nie. Hy het dit self met sy vinger op 2 kliptafels, het hy dit vir sy volk gegee, wat ook my Abba Vader is. Is ek gehoorsaam aan daai 10 gebooie? En ek besef onmiddellik, ek kan nie gehoorsaam wees nie, maar deur hom kan ek gehoorsaam wees. En ek het hom gevra, deur sy gees, om my die krag en die insig en dit te gee wat nodig is. En ek kan maar net getuig dat hy dit gedoen het. Goed wat ek nie kon regkry nie, het vir my maklik geword. Kon ek regkry. En ek eer hom daarvoor. En ek loof en prys hom daarvoor, want dis net hy wat ons in staat stel om sy lewe wat hy vir ons het te lei. Al is dit in kanker. En so het hy my dan ook 'n geleentheid gegee wat ek nooit sou gehad het nie, by mense wat eintlik nie 'n lewe vorentoe meer het nie, om dit met hulle te deel. Baie dankie Chris, waardeer. Ja, hierdie is 'n vloeistof wat ek gebruik, en hierdie vloeistof het ek gebruik nou, naas ek nou
agtergekom het dat die targetterapie het my speekselkliere heeltemal aangetas, omtrent, ek glo nie, daar's 2% meer speeksel nie, ensovoorts. My oë is 'n goeie 40% aangetas, en ek het hierdie vloeistof toe begin gebruik om my mond nat te maak. Dis maar water en 'n klompie goedjies wat daarin is, en 'n benatter ensovoorts. Wys gou hoe dit gebruik. Wat ek dan doen is, dan vat ek die sproeiertjie en dan sproei ek hom so in my mond, en die benatter maak laat alles nat word. Jou oogies? Dan kan dit werk. Ja, dit is ook ontwikkel sodat ek my oë kan nat kry, want wanneer jou oë droër word, dan die stof en die goed wat in die lug is, wat in jou oë is, kan nie meer uitgewas word nie. So nou kan ek hierdie goed vat en dit uitwas, letterlik uit my oë uit, sodat ek sodat die stof kan uitkom, en dit het nogal baie sal ek sê, tot gevolg dat ek kan beter sien, my oë is minder droog en die soort van goed. Ja, en eer aan God. Daar's hy. Nou kan 'n mens ook nie sien as jy huil nie.